Hi, ek is Rudy Young, pastoor van Lig en Liewe Sentrum. Baie dankie dat jy ons audio boodskappe kom luister het. Mag die Here jou ryklik seën. Geniet dit saam met ons. Draai gou na die persoon langs en sê ek is so bly. Jy's hier. Amen. Come on, die Here is groot. Amen. Amen. Dis goeie Vrydag. Yes. Amen, amen. Draai, as jy so gaan sit, gee vir die persoon langs jou high five, dan sê jy vir hom, weet jy, die Here gaan vandag met jou praat. Die Here gaan vandag met jou praat. En dit is hoekom ons hier is. Amen. Aan almal wat hier is, al ons besoekers, baie welkom. Mag die Here jou ook ryklik seën. En ek glo dat ons gaan 'n amazing tyd hê in sy teenwoordigheid. Ek weet dat die Here is lief vir ons. Die Here is lief vir ons, amen. Ag, weet jy dat die Here het jou lief? Weet jy dit vanoggend? Dis sy. Iemand weet dat die Here is lief vir hom? Die Here is so lief vir ons. Nou, dis goeie Vrydag vir ons. En 'n hele week van celebration. 'n hele week van om te sien hoe die Here met elkeen van ons praat. Hoe die Here met elkeen van ons werk. En ek is so opgewonde om te besef en te weet dat die Here is hier met ons. Amen. Die Here is met ons. Hy gaan ons nooit alleen los nie. Sê vir die een langs jou, jy is nie alleen nie. Jesus is met ons. Amen. Nou ek wil vanmôre nie lank baie van jou tyd opvat nie. Maar ek glo dat die Here vir ons 'n bietjie dinge wil oopbreek vanoggend. Ons almal ken die storie van waar Jesus gekruisig word, waar Jesus aan die kruis hang en waar Jesus sterf vir almal van ons. As jy dit nog nie gehoor het nie, hier's 'n kort weergawe daarvan. Jesus is die seun van God. Hy is gebore, hy is gestuur deur God die Vader om vir my en vir jou 'n offer te wees. He's got one mission op die aarde. En van sy geboorte af het hy homself voorberei vir die dag waar hy aan 'n kruis moes sterwe, waar hy die offer moes wees vir my en vir jou sonde. Al die jare deur het die volk diere na die priesters toe gebring en moes hulle offers bring een keer 'n jaar om vergifnis van hulle sonde te kry. Maar toe sê God, ons moet 'n plan maak. Ons het 'n plan van Genesis af. Toe die slang daar was, het die Here gesê dat die slang sal die een wat hy stuur aan die hakskeen byt, maar die seun van God sal op die slang se kop trap en hom vermorsel. En op die dag van die kruisiging het die duiwel gekom en hy het vir Jesus aan die hakskeen gebyt. Gesterf. En die duiwel dink, yeah, it's done. Ek het die seun van God oorwin. Maar hy het vergeet, Sunday is coming. Sunday is coming. Daar is 'n dag, want jy kan nie die een wat lewe gee, doodmaak nie. Jy kon sy liggaam doodmaak, maar die een wat lewe gee, leef vir altyd. En die Bybel sê vir my dat die Heilige Gees, die een wat in ons woon, the same Spirit that rose Jesus from the dead, lives within us. En dit is alles as gevolg van die kruis van Jesus Christus en die opstanding van Jesus. Nou daar het hierdie amazing gebeurtenis plaasgevind en ek wil dit graag vir julle lees. En jy kan jou Bybel oopmaak in Matteus 27. As jy die YouVersion Bible app het, is jy welkom om op die YouVersion Bible app te gaan. Die preek is daar op onder events, soek net vir Lig en Liewe Sentrum en dan kan jy die preeknotas daar kry. Maar ek wil vanmôre met jou praat oor die gordyn wat geskeur is en ek wil dit dan hierdie titel aan gee, Pulling Away the Curtain. Wie van julle het gordyne in die huis? Eintlik 'n dom vraag. Ek dink meeste mense het gordyne in hulle huis. Dis die eerste ding wat jy insit in jou huis. Voordat jy nog jou klere uitgepak het, maak die vroue seker daar's gordyne op. En net om 'n bietjie toe te maak, beskerm, jy weet, privaatheid in te bring en so aan. En elke kamer het sy eie gordyn.
Die kamers het hierdie mooi gordyne, en die TV-kamer het so 'n bietjie donkerder gordyne, en die sitkamer het weer ander gordyne, en waar ook al jy is, bepaal wat se tipe gordyn jy gaan hê. Baie keer het jy 'n blockout nodig, want die son is so skerp. Soos daai venster daar bo, ons het 'n blockout ding daar gesit om die son so 'n bietjie uit te hou, want anders is dit oorweldigend lig in die plek. Maar ons gebruik gordyne vir verskeie redes. En ons almal het gordyne, en ek weet nie van jou nie, maar daai dae wat jy af is, wat jy soos môreoggend miskien, wat jy nou so 'n bietjie later kan slaap, dan wil jy hê die gordyne moet toegetrek wees, want jy wil nie hê die son moet jou wakker maak nie. Nou in die winter is dit 'n bietjie makliker in die Kaap, want die son kom later op, hy lê ook 'n bietjie later. En maar in ander dele van Afrika dan, jy weet, veral in ons somertyd, dan maak jy die gordyne toe, want môreoggend dou voor dag is die son op, en hy maak jou wakker deur daai vensters. Maar as jy die gordyne toe het, dan is dit so 'n bietjie duister in jou kamer, en jy kan so 'n bietjie langer lê, en so 'n bietjie langer slaap, en daar's niks wat jou wakker maak, behalwe die reuk van koffie en ontbyt. Jy weet, en dan, so wag, ek moet nou opstaan. Of die gespeel van kinders, dan weet jy moes al opgestaan het. Want jy weet nie wat hulle aanvang in die huis nie. Maar gordyne skep privaatheid. Gordyne skep 'n mate van 'n cover, en hy blok so bietjie. Maar die eerste ding wat ek doen in die oggende, is as ek wakker word, dan maak ek my gordyn oop, want ek wil hê daar moet daai vars briesie inkom, want die gordyn keer ook 'n bietjie daai wind wat in beweeg. En gordyne is baie keer 'n beperking van dit wat eintlik vir ons goed is. En so is daar hierdie gordyne in die tabernakel opgesit, wat skeiding bring tussen die een vertrek en die volgende vertrek. En die volgende vertrek waarin ek en jy toegang wil hê, noem die Bybel the most holy of holies. Dit is waar God se ark is, dis waar God se teenwoordigheid is. En hierdie gordyn is in die pad gewees, maar kom ek voor ek myself vooruithardloop, kom ons lees dit in die Bybel. Matteus 27 vers 45. Ek lees in die New Living Translation. Hy sê, at noon, darkness fell across the whole land until 3 o'clock. Nou dink gou 'n bietjie by jouself, as jy besig is om buite by jou huis te werk, en ewe skielik raak alles donker. Die son het opgehou skyn die oomblik toe Jesus op sy laaste is. Van die middag tot 3 die middag was al geen lig nie. Duisternis oor die hele aarde. At about 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you abandoned me? En vir die eerste oomblik, vir die eerste keer in die geskiedenis, in die ewigheid, is daar skeiding tussen Jesus en die Vader. Onthou, Jesus is nog altyd. Voordat die aarde gemaak was Jesus. Ek wil hê ons moet gou dink hieroor. Vir ewig en altyd, in ons konteks van tyd, was God, was die Seun en was die Heilige Gees. Hulle is, hulle was, hulle is en hulle sal altyd wees. Daar is geen begin, geen einde nie. En vir die eerste keer, jy kan nie tyd daaraan sit nie, maar vir die eerste keer is daar hierdie skeiding tussen God en die Seun. En Jesus sê, hoekom het U my verlaat? Maar ek dink die oomblik vir God die Vader was net so groot, dat hy kon nie die sonde aanskou wat op die Seun rus nie. Die offer wat hy nou net gebring het. Vers 47. Some of the bystanders misunderstood and thought he was calling out for the prophet Elijah. One of them ran and filled a sponge with sour wine, holding it up to him and on a reed stick so he could drink. But the rest said, wait, let's see whether Elijah comes to save him. Then Jesus shouted out again and he released his spirit. Onthou julle? Jesus het op 'n plek gesê, niemand neem my lewe nie, ek gee dit. En hier kom Jesus en hy gee sy lewe vir ons. Niemand het sy lewe gevat nie, niemand het hom doodgemaak nie. Hy het sy lewe gegee as 'n offer en hy release sy spirit. Vers 51. At that moment.
the curtain in the sanctuary of the temple was torn in two, from top to bottom. The earth shook, rocks split apart, and tombs opened. The bodies of many godly men and women who had died were raised from the dead. Imagine dit gou. Jou pa en jou oupa grootjie en jou ouma grootjie is al lang jare dood. En hier daag hulle by jou op en sê, "Hoe's dit?" Jy gaan dadelik skree, "Spook!" Maar die krag en die oomblik van Jesus Christus se kruisiging het veroorsaak dat daar 'n nuwe dimensie oopbreek vir my en vir jou, so groot dat selfs die grafte het oopgegaan. En luister mooi wat sê die Bybel. It was godly men and women. Godly men and women wat lewendig geword het. Ek wil vandag vir jou sê, ek en jy het nodig om godly te leef. Ons het nodig om 'n verhouding met God die Vader te hê deur die Seun Jesus Christus. As ons nie 'n verhouding het met Jesus nie, dan gaan jy nie die ewige lewe kan beerwe nie, want Jesus is die deur. Dis net deur Jesus Christus wat ons by die Vader kan kom. And the tombs were opened, vers 53. They left the cemetery after Jesus' resurrection, went into this holy city of Jerusalem and appeared to many people. The Roman officer and the other soldiers at the crucifixion were terrified by the earthquake and all that had happened. They said, "This man truly was the Son of God." Ek wil vandag vir jou sê, die gordyn, die skeiding tussen ons en God se teenwoordigheid, sy heiligheid, is geskeur. Is geskeur. Ek is mal oor hierdie prentjie. Hierdie gordyn wat oopgeskeur is met Jesus as fokuspunt, waar hy vir my en vir jou sê, ek maak die deur oop vir my en vir jou om by God die Vader uit te kom. Is dit nie goeie nuus vandag nie? Daarom is dit Goeie Vrydag. Goeie Vrydag. Yes! Sê net, ag skree net daarso. Yes! Come on, dis Goeie Vrydag. Ons moet excited wees. Sê vir die een langs jou, smile. A while. And tell your face. It's not so bad. Dis my eie woorde vir die liedjie. By his death. Wag, ek spring myself vooruit. Hebreërs. As jy in jou Bybel is, hardloop gou na Hebreërs toe. Dis na Genesis en voor Openbaring. Hebreërs 10. Dis Paulus wat praat. En Paulus gee vir ons hierdie amazing storie van hoe Jesus die offer is en hoe ons nie meer die offer van Moses hoef te doen nie. Ons hoef nie vandag, dank die Here, beeste en skape en lammers hier in die kerk in te bring en ek hoef nie hier met 'n skerp mes te staan en te slag en die bloed te laat vloei en te sprinkel bloed oor almal en alles en te sê, Jesus, okay, ons is nou vergewe nie. Dank die Here, die lam van God het opgedag. Een keer, vir altyd. Een keer het Jesus gesterf en elke persoon vir die res van tyd het die voorreg om te sê, dankie Here dat U my vergewe. Hy hoef nie een keer 'n jaar by mekaar te kom om vergifnis van sonde te kry nie. Dink net die stres waardeur mense moes gaan om te weet dat ek het nou al vir 300 dae van hierdie 365 dae het ek gesondig en ek het nonsens aangejaag. Ek moet net lewendig bly, laat ons net by daai offer kan kom, laat ek net vergifnis kan kry, laat ek net kan sê ek is okay. Maar dank die Here, elke keer as ons 'n fout maak, elke keer as ons struikel, kan ons na hom toe gaan en ons sonde bely. En die Bybel sê, hy is getrou en regverdig om ons van al ons sondes te vergewe. Jesus se liefde vir ons is net so amazing. Hebreërs 10, vers 19 tot 25. And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. Vers 20. By his death,
Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place. And since we have a great high priest who rules over God's house, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him, for our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted. For God can be trusted. For God can be trusted. Ek wil hê jy moet dit baie mooi duidelik hoor vanmôre. God can be trusted. Die offer wat hy vir my en vir jou gebring het, was en is genoeg. God can be trusted to keep His promises. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Ek wil vandag vir jou sê, hierdie kerk moet elke Sondag so vol sit. Want die woord van die Here sê, ons moenie hierdie geleenthede mis nie. Ons moenie hierdie geleenthede mis nie. So kyk gou wie sit langs jou. As jy moet, kry sy telefoonnommer. Dan bel jy hom net Sondagoggend en sê vir hom, onthou ons is Sondag kerk. Hy sê, but by His death, Jesus opened a new way, a new and life-giving way through the curtain into the most holy place. Ek wil hier na hierdie deur toe stap. Dis al spasie wat ek gehad het op die stage, so ek wil dit gebruik vanmôre en ek wil hê jy moet gou hier na my kyk. Hallo. Hier was 'n gordyn gewees tussen die allerheiligste en die mens. En net een priester, die hoëpriester, kon een keer 'n jaar kon die hoëpriester aan die kant die gordyn gaan. Een keer 'n jaar. Maar die dag toe Jesus sterf, toe word daai gordyn van bo tot onder geskeur. Nie deur die hand van 'n mens nie, maar deur die hand van God. God kom en sê, genoeg is genoeg. Ek breek nou ek skeer hierdie skeiding wat mense weerhou om by my teenwoordigheid uit te kom. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. En Jesus is vir ons die deur. En toe daai gordyn skeur, toe sê Jesus, almal wat glo, kom. En ons almal sê, woehoe! Ons glo. En ons stap deur na 'n nuwe dimensie toe. Na 'n dimensie wat ons nog nooit gesien het nie. 'n Dimensie wat ons nog nooit ervaar het nie. 'n Dimensie wat vir my en vir jou die ewige lewe gee. 'n Dimensie, 'n nuwe opening, 'n nuwe lewe, 'n new life-giving way. Is dit nie amazing nie? Dat 'n stukkie lap, 'n stukkie lap, hulle sê daai gordyn was 80 voet hoog. Ek het nou nie gegaan om gaan kyk, Google gou daarso. 80 voet. Hoeveel meter is dit? Godwin, check dit gou vir ons. 80 voet hoog. 'n Gordyn. En hulle sê dit was 'n dik gordyn. Maar 'n stukkie lap staan tussen God se teenwoordigheid en die mens. En weet julle wat die sad ding van alles? Geen mens kon in God se heiligheid ingaan nie, anders sterf hy. Anders sterf hy, net daar op die spot. Die hoëpriester het klokkies op sy rok gehad, dat as hy beweeg, dan maak hy geklingel, hoeveel voete? 24 meter. Nee, dis 24 meter. Dis 23 punt iets.
goeie genade mense, as jy staan waar ek staan, en dit is omtrent, dit is van daai muur tot by hierdie pilaar, omtrent. God skeer daai gordyn. Hy skeer daai gordyn, sodat ek en jy hom kan ervaar. Maar die priester loop met klokkies aan sy rok, met 'n tou aan sy voet. Dat wanneer hy in 'n allerheiligste ingaan, en hulle hoor nie meer die klokkies nie, dan weet hy het nie reg gereinig nie, hy's dood. Kom ons sleep hom uit. Kom ons trek hom uit. Dit is hoe heilig God se teenwoordigheid was, en is. Maar deur Jesus Christus stap ek en jy nie meer in ongeregtigheid nie, maar deur Jesus het ons nou geregtigheid aangetrek en het ons die vrymoedigheid. Paulus sê, we can come boldly into the most holy. Hoekom? Want ons hoëpriester, Jesus Christus, het klaar vir ons die allerheiligste voorberei. Hy het ons harte voorberei, en daarom stap ek en jy nie meer in ongeregtigheid nie. Ons is geregtig in Christus. Jy kan nie buite Christus wees en in geregtigheid stap nie. Jy moet in Christus wees. Daar moet 'n oomblik wees waar jy voor die kruis kom kniel, en waar jy sê, Here, vergewe my van al my sondes. Ek glo dat U is die Seun van God. Ek glo dat U is die Messias. Ek bely met my mond en ek glo met my hart dat U is die Seun van God. En dan sê Jesus, dan sal ons woning kom maak by die mens. En so amazing, in die Ou Testament het die Heilige Gees op mense gekom vir 'n oomblik. Maar prys die Here, 'n new life-giving moment was vir my en vir jou oopgemaak, dat die Heilige Gees nie net meer op ons kom lê en wees nie, maar dat die Heilige Gees in ons kom woon. Weet julle dan nie, dat jy is die tempel van die Heilige Gees? En daarom moet ons alles in ons vermoë doen, om heilig te leef. Die woord van die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. En ons kan net heilig wees deur Jesus Christus. Ons kan net heilig wees deur dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis, te aanvaar en te sê dankie vir die geskenk van lewe. By his death, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place. Ek het so 'n bietjie gaan kyk, wat beteken hierdie stelling, pulling away the curtain? Pulling away the curtain. Wat sê die ouens op die internet? Wat is hierdie stelling? As ons dit moet 'n stelling moet maak en ons sê pulling away the curtain, wat beteken dit vir ons? En dit word geskryf die volgende. Pulling away the curtain is a metaphor often used to describe the act of revealing hidden truths or exposing secrets that have remained concealed. This phrase evokes the imagery of a curtain being drawn back, unveiling a scene or reality that was previously obscured from view. In literature and drama, it symbolizes the transition from illusion to clarity, allowing the audience or the characters themselves to gain insight into the underlying truths of a situation. Whether in the context of a personal growth, uncovering societal issues, or exploring the depths of interpersonal relationships. Luister mooi, hier's vir my die punchline. Pulling away the curtain signifies a moment of revelation that can lead to transformation and understanding. Hierdie is nie eens 'n biblical viewpoint van pulling away the curtain nie. Nou, ek het dans en drama gedoen in diensjaar. Ek het gedans. Ons het al die moves gedoen.
Ons het selfs lifts gedoen, dan hardloop die meisies, dan tel ons hulle op, en dan draai ons in die ronde, dan sit ons hulle weer saggies neer, en dan spring ons hierdie kant toe, en dan dans ons daai kant toe, en ons het van gehad, en ons het so getoer van skool na skool, van kerk tot kerk, en die evangelie verkondig. En ek was so goed gewees, ek was een van die hoofdansers. So ek was in die voorry gewees, né? En ons het daai dinge gedoen. En dan kom ons, en ons doen nie verhoog, en dan trek die gordyne toe. Die gehoor sien niks wat agter die gordyne aangaan nie. Agter die gordyne hardloop ons rond, ons strek, en ons doen al die dinge, en ons kry die props reg, tafeltjies word reg geskuif, seker gemaak jou kostuums lê alles langs mekaar en by mekaar, want jy moes letterlik, nadat jy gedrama het, Romeo, Romeo, for thou art Juliet, en weet, en dan gaan jy aan, en dan moet jy 3 sekondes, 5 sekondes, en moet jy aan 'n hempie aantrek, en dan moet jy hardloop, en dan moet jy dans, nee? En dan moet jy perform, en dan as jy klaar gedans het, hardloop jy weer aan, en dan sit jy weer jou das aan vir die volgende scene, maar gelukkig gordyne is dan toe. Want nou moet die stage eers reggemaak word, en alles moet reg geskei word. Maar die gehoor sien niks van die chaos wat hier agter die stage aan die gang is nie. Net eers wanneer die gordyne oopmaak, dan kan die hele gehoor sien wat besig is om te gebeur. God was van Genesis af besig om agter die gordyn te werk en 'n plan in plek te sit en alles mooi presies in plek te sit. As jy van Genesis gaan lees regdeur tot Openbaring, sien jy Jesus Christus, hoe God kom in elke liewe detail van wat die priesters moes doen, van die wet van Moses, alles op 'n druppel, 'n skaduwee van dit wat agter die gordyn plaasvind. En op 'n dag, toe sê God, okay my seun, ons gaan dit nou doen. Hier gaan ons die plan in vervulling sit en die Messias kom op die scene. En die gordyn gaan so bietjie oop. Want Jesus begin disippels bymekaar kry. En hierdie disippels begin in hom glo. En hierdie disippels besef maar, hey, hierdie man is 'n bietjie meer as 'n normale man. Hy is 'n profeet. Hy moet die seun van God wees. En Jesus kom by die disippels en hy vra vir hulle, wie sê die mense is ek? En die mense sê, hy is Elia. Ander mense sê, hy is die en daai en so. Maar hy vra Jesus vir sy disippels, wie sê julle is ek? En Petrus, gelei deur die Heilige Gees sê, hy is die seun van God. En die gordyn gaan so bietjie verder oop, maar ons het nog nie toegang nie. Ons het nog nie 'n verstaan van wat aangaan nie, want daar's nog beperking, daar's nog nie lekker understanding of 'n revealing van wat aangaan nie. En Jesus maak hy gordyn nog so bietjie oop, maar op die dag wat Jesus sy kruis dra, en hy sy kruis daar neersit, en hulle hom vasspyker aan daai kruis, en sy voete vasspyker met die kroon van dorings op sy kop, en hy sy asem uitblaas, sê die Bybel, and the curtain was torn, en vir ewig en vir altyd is die sien oopgetrek, en ons almal kan sien wat God gedoen het. Nou kom ons in Genesis en ons lees en ons weet, dis wat Jesus gedoen het. Dis wat God gedoen het. Die tempel, ek meen daai tent wat Moses moes opgeslaan het. God het gesê, jy moet seker maak dat jy hierdie tabernakel presies maak, soos wat ek vir jou sê. Selfs die tentpenne moes net halfpad in die grond ingeslaan word, want Jesus het gesterf, maar hy het weer opgestaan. Daai pen is nie heeltemal in die grond wat dood veroorsaak nie. Hy's halfpad, want hy was net vir 3 dae dood, maar hy het weer opgestaan in Jesus. Jesus is koning. Elke liewe detail, elke liewe fiber van daai tabernakel is die storie van Jesus se kruisiging en opstanding. En so maak God vir ons die gordyn oop, nie die mens nie. En daarom kan ons by mekaar sit en ons kan by mekaar leer, maar die revelation kom van God. Die openbaring kom van God. En daarom het ek en jy nodig om in sy teenwoordigheid in te stap, want ons mag. Ons het die voorreg en die geleentheid om dit te doen.
En hy nooi ons om in sy teenwoordigheid te kom staan. En hy sê, ek het alles op die tafel gesit. Ek het my liggaam was geskeer. Was stikkend. Uit mekaar uit. Wie van julle wat al die Passion of the Christ gekyk het, is my net 'n druppel in die emmer van hoe dit nog nie eens gelyk het nie. Ek dink Jesus het erger gelyk as dit. Maar Jesus se hele liggaam was geskeer. Sy bloed het uitgeloop. Hy het geen meer bloed in sy liggaam gehad nie. Daai laaste steek van die spies in sy sy het die laaste bietjie bloed en water uitgekom. Jesus het alles vir my en vir jou op die altaar gelê. Sodat ek en jy deur die deur kan gaan en by die allerheiligste kan uitkom en tyd saam met die hemelse Vader kan spandeer. Want deur Jesus se bloed is ek en jy in geregtigheid gedoop. Hebreërs 9 vers 3 sê, Then there was a curtain, and behind the curtain was the second room called the most holy place. My vraag wat ek vir elkeen van ons wil vra vanoggend is, wat se gordyn is tussen jou en die Here? Ons noem dit nou vanoggend 'n gordyn vir die doeleindes van vanoggend se boodskap, maar wat se skeiding is daar tussen jou en God? Wat weerhou jou om in 'n dieper verhouding met God te gaan? Wat keer my om meer tyd saam met hom te spandeer? Wat is die ding wat keer dat ek groei in my geestelike lewe? Want die Here wil nie hê ons moet net tot bekering kom nie. So gemaak en so gelaat staan. 500 jaar terug het ek my hart vir die Here gegee en ek is okay. Ek is vergenoegd met dit. Nee, daar's soveel meer wat die Here vir jou wil openbaar. Daar's soveel meer geheime wat die Here met jou wil deel. Maar dit gaan beteken dat ek en jy dieper in sy teenwoordigheid gaan moet instap. Dat ons die onnodige gordyne wat ons in ons lewe opgesit het, deur ons eie hand, deur ons eie vermoë, deur ons eie dinge, deur ons eie keuses, het ons gordyne opgesit en ons gesê, ons moet dit so doen en ons moet dit so doen. En ons het tradisies en regulasies opgesit in ons lewe. En God wil kom en al daai gordyne in ons lewe afbreek, because it's not about religion anymore, it's about relationship. It's about the revelation that God wants to be in a relationship with us instead of us being in a religion and being just in the sense of we are under the law. Want ons is nie meer onder die wet nie. Jesus sê die wet kom vervul. Ons is onder verhouding. Ons is in genade. Uit genade is ons gered. Hierdie kruis van Jesus Christus is uit en uit net genade. Maar hy het dit vir my en vir jou gedoen. Hy het dit vir ons gegee. Hy het deur die pad gestap. Ek sê vanoggend vir die dreamteam wat net vir my amazing is, Jesus stap en hulle ruk die baard uit sy wange uit. Wie se baard is lank? Dis nou sit die mans ewe skielik. Ek wil net so 'n bietjie baard pluk man, laat ons net gou kyk, is dit seer? Lekker lang. Ek meen, ek gaan nie eens naby jou kom as jy weet ek gaan jou baard pluk nie. En hier stap Jesus en hulle kom en hulle vat sy baard en hulle pluk sy baard uit sy wang uit. Ouens kom en hulle spoeg op hom. Hulle slaan hom. Hulle sê lelike goed van hom. Jesus bly stil. Want hy weet, dit wat ek nou doen, is maar net 'n oomblik. Daar is 'n antwoord. Die Bybel sê op 'n plek, dit wat Jesus gesien het aan die ander kant van die kruis, het hom, ek wil amper sê, die courage gegee om deur te gaan met dit wat hy voorgekom het. Ek wil vandag vir jou sê, die Here het vir my en vir jou opdragte gegee. Hy het vir my en vir jou 'n plan uitgesit en baie keer die pad wat ek en jy moet stap, moet ons ook ons kruis opneem. Sê Jesus nie, neem jou kruis op en volg my? Daagliks.
daagliks neem jou kruis op en volg my. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek stap in die wete, dat na hierdie setback, na hierdie moeilike stap, na hierdie paadjie wat ek nou moet stap, gaan die Here verlossing bring. My fokus is nie op die hier en die nou nie, my fokus is op dit wat agter die kruis gebeur. My fokus is op dit wat agter die gordyn is. Want die Here is besig om dinge oop te maak en baie van ons sit in ons geestelike lewe en ons wonder, wat moet ek nou doen in my lewe? Hoe moet ek vorentoe beweeg? En al wat ek en jy hoef te doen is te vra, Here, maak hierdie gordyn net in my lewe weer, maak dit oop, skeer hom oop, Here, dat hy weg is in my lewe, sodat ek kan sien die plan en die doel wat U vir my lewe het. Revelation comes through Jesus. Hebreërs 6 vers 18. So God has given both His promise and His oath. Hierdie is 'n vasbind. Want God kan nie 'n belofte breek nie. En 'n oath is nog meer as net 'n belofte. Dis is om vir jou te sê, man, ek beloof ek gaan vir jou daai chips koop. Maar as ek 'n kontrak met jou sluit en ek seël hom en ek sit my duimdruk daarop en ek het 'n polisiestempel op en ek maak 'n oath, soos wat ons in die hof sal doen, soos wat ons in die huwelik doen. Dis so 'n bietjie anderste. Dan moet ek die chips koop. Dit is 'n bietjie prentjie. Hy sê, so God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Weet julle geweet, daar is iets wat God nie kan doen nie. God kan nie lieg nie. God kan nie doodgaan nie. Dankie tog. Mohammed is dood. Baal is dood. Al die ander ouens is dood. Gaan in 'n geloof in. Daai ou se ou is dood. Gaan in ons geloof in. Ha! Ons koning leef. Ek wil spring. Maar julle sit baie naby vandag. Ons koning leef. Die gordyn is geskeur. Daar's 'n oop deur. Jesus wag vir jou en vir my om net deur die deur te kom en te sê, hallo Here. Hallo. En dan sê hy, ek staan met oop arms en ek wag. Iemand het dit eendag so mooi gesê, toe Jesus sy arms oopmaak op die kruis, toe sê hy, ek ontvang almal. Almal is welkom. Almal is welkom. Maak nie saak waar jy vandaan kom nie, maak nie saak wat jou agtergrond is nie, maak nie saak wie jou ouers is nie, maak nie saak wat in jou verlede gebeur het nie. As jy vandag met jou hele wese na Jesus toe kom, met jou siel, met jou gedagtes, met jou hart, met jou gees, met alles, met jou hele menswees, as jy na God toe kom en sê, Here, dankie vir dit wat Jesus aan die kruis gedoen het vir my. Dan kom Jesus en hy vat jou by die hand en hy sê, kom, stap die pad saam met my. En dan word ek en jy disippels van die hoëpriester. Therefore, we who have fled to him for refuge can have great confidence as we hold to the hope that lies before us. Daar's 'n hoop. Daar's 'n hoop. Ek praat gister met pastoor Anton, hy's weer terug in Suid-Afrika en hy was nou vir amper 'n maand lank in Amerika gewees en hy sê hulle het ongelooflike dienste gehad en ek sê, dis seker omdat hulle 'n nuwe president het. En hy sê, maar needless to say, daar is 'n ongelooflike hoop van vryheid in Amerika wat hy lanklaas beleef het.
Hy sê maar toe hy in Suid-Afrika kom, toe besef hy ewe skielik, ons land het nie meer hoop nie. Mense het nie meer hoop nie. Daar is nie meer hierdie opgewondenheid van welcome to South Africa nie. Want ons kyk vas in al hierdie ander dinge. Maar Jesus sê vandag vir my en vir jou, we have confidence with a hope. En ek wil vandag vir jou sê, kind van God, as jy vandag nog nie 'n kind van die Here is, ons gaan nou vir jou die geleentheid gee om jou hart vir hom te gee. Maar ek wil vandag vir elkeen wat hier so sit sê, daar is 'n hoop. En sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Come on, sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Ons het 'n hoop. Want aan die kant die kruis, aan die kant die gordyn, is daar vir my en vir jou lewe gegee. Daar is 'n hoop. Luister mooi wat sê vers 19. This hope is a strong and trustworthy anchor for our souls. Wat is jou siel? Jou siel is jou wil, jou emosies en jou intellek. Wanneer jy kyk na die dinge van die wêreld en jy kyk na die dinge van Suid-Afrika, dan voel jou emosies nie so geanker nie. Jou sielsdimensie voel nie so geanker nie. Maar ons dank die Here, ons lewe is nie geanker in dit wat Suid-Afrika of Amerika of Israel of for that matter enige land doen nie. Ons hoop is geanker in die naam van Jesus Christus. Hy is ons anker. En daarom het hierdie anker, hierdie hoop is 'n sterk en 'n trustworthy anchor for our souls. It leads us through the curtain into God's inner sanctuary. Jesus has already gone in there for us. He has become our eternal high priest in the order of Melchizedek. Luister wat sê die vers. This hope, wat God vir ons beloftes en 'n oud gegee, dat hy sê, ek is met julle, ek bly by julle, ek red julle, ek gee vir julle die lewe. Hy sê, hierdie hoop is sterk and trustworthy anchor for our souls. It leads us through the curtain into the inner courts of God's presence. Vat ons deur die deur, want Jesus is die deur. Amen. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur hom nie. Vandag is ons geleentheid om ons harte voor God te buig en seker te maak dat ons nie die gordyn weer toemaak in ons lewe nie. Onthou, hierdie gordyn is geskeur. Maar ek weet nie van julle nie, maar ek het gordyne in my kamer. Inteendeel, ons het 3 panele gordyne om die venster toe te maak. So as ek die gordyne oopmaak, dan bring ek daai 2 gordyne weer bymekaar om hulle toe te maak. En so baie mense het na hierdie gordyn wat Jesus vir ons oopgemaak het hulle gekom en hulle het weer in hulle eie vermoë, in hulle eie soeke na dit wat vir hulle miskien vreugde nou vir 'n oomblik hier op aarde, het hulle gekom en hulle het die gordyn probeer toetrek tussen hulle en God, want Here, ek is hierdie sondige mens, ek is sleg en ek is onrein en ek kan nie in die teenwoordigheid en die vyand het vir jou leuns vertel, en nou trek jy daai gordyn weer toe, en jy maak die krag en die effek van Jesus in jou lewe minder. En jy het miskien al lankal jou lewe vir die Here gegee. Jy dien miskien al die Here 10, 12, 15, 5 jaar, 2 jaar, 'n jaar, 'n maand. Ek gee nie om hoe lank jy by die Here is nie. As jy die gordyn weer gaan toemaak in jou lewe, beperk jy jouself van dit wat God vir jou instoor het. Moenie weer die gordyn toemaak nie. God het hom oopgeskeur vir 'n rede. Van bo tot onder. Moenie met jou mensgemaakte hande en skaamte weer die gordyn kom toemaak, want die vyand sê vir jou, dis onmoontlik dat God jou kan vergewe, want jou sonde is groter as enige ander mens op aarde se sonde. Ek het vandag vir jou goeie nuus. Jesus het 'n naam gekry wat bo elke ander naam is. Maak nie saak wat die sonde is nie, maak nie saak wat die ding is wat jou beperking is nie, maak nie saak wat se berg voor jou is nie, maak nie saak wat se naam voor jou is nie. Die naam van Jesus Christus is
hoër as enige ander naam. Amen. Hou die gordyn oop in jou lewe. Soms is dit nodig, en soms gebeur dit so, dat wanneer ons by die kruis van Jesus Christus kom, dan is daar 'n skudding wat plaasvind in ons lewe. Daar is roetines wat breek. Daar is gewoontes wat uitmekaar uitbreek. Daar is ou dinge wat weer uit die graf uitkom, wat jy moet handle. Maar Jesus doen dit alles op sy tyd. Kom hy, hoekom? Want hy wil vir jou totale genesing bring. Maar so baie mense het bang geraak om na Jesus toe te hardloop, want net nou is daar 'n aardbewing in my lewe. Net nou is daar goeters wat resurface, wat ek so ver onder weggebêre het, want ek wil nie hê ek moet weer seer kry nie. Jesus wil juis deur die kruis die aarde so 'n bietjie in ons lewe skud, sodat al die vuil goeders, al die onreine goed uit kan kom, sodat ek en jy genesing kan beleef en in totale genesing voor God kan staan. En dis wat so amazing is van ons God. Ons God kom en hy genees ons nie net, hy red ons nie net in ons gees en los ons siel en ons vlees net so nie. Hy kom met sy hele totale liefde en hy vorm ons en hy maak ons en hy help ons om beter te word en op die einde van die dag soos hy te wees. Die gordyn het in die tempel geskeur en kan die priesters van daai tyd nie meer God se teenwoordigheid en toegang tot die mens keer nie. Die vyand kan nie langer God se teenwoordigheid in jou lewe keer nie. Dis tyd om verby die geraas van die vyand te hardloop en in God se teenwoordigheid te gaan. Loop deur die geskeurde gordyn vandag. Loop deur jou depressie. Loop deur en verby jou verslawing. Loop verby die woede. Loop verby alles wat tussen jou en God staan. Want Jesus het die gordyn geskeur. God het die gordyn geskeur. Daar is nie meer 'n beperking vir my en vir jou nie. God gee vir ons alles. Ek en jy het toegang tot alles. My kinders vra nie vir my of hulle in die yskas mag krap nie. Alhoewel ek hulle so nou en dan wil beperk. Vir al die jong manne wat so lekker eet, nê? Ek wil so nou en dan vir hulle beperk, maar my kinders het vrye toegang tot die yskas. Hoekom? Want hulle bly in my huis. Ek en jy het toegang tot God se yskas. Want ons is sy kinders. As ander mense by ons kom kuier, dan vra hulle vir my, kan ek die melk uithaal? Ja, sekerlik. Maar dan het ons ook yskasvriende. Het julle yskasvriende? Dis daai vriende wat by jou kom kuier en net na jou yskas toe loop en oopmaak. Hoekom? Want julle is yskasvriende. Julle is familie. Alright? Ek het sulke vriende. Maar nie almal wat in my huis inkom gaan net my yskas oopmaak nie. Dis ons yskas. Maar God kom. En hy sê ek maak alles vir jou oop. Maak vir jou alles oop. Jy's my kind. Kom. Almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe, sê die Here. En ek wil vandag vir julle hierdie goeie nuus gee. Jesus het die dood oorwin. Amen. Jesus het die dood oorwin. It's not only just pulling away the curtain, but it is destroying the thing that keeps you from God's presence. En ek glo met alles wat binne my hart is, God wil dit wat tussen jou en hom staan, wil hy vernietig. En hy het dit gedoen deur die kruisdood. Hy het dit gedoen.
Hy het sy lewe gegee en daarom is die vyand oorwin. Hy het die sleutels van die dood het hy weggevat van die vyand. Die vyand het geen meer mag oor jou lewe nie. Hy het geen meer gesag oor jou lewe nie. Alle mag, alle krag en alle gesag is aan Jesus gegee. Want hy is die Messias. Hy is die Seun van God. Hy is die koning van alle konings. Hy is ons Heer en ons Meester. Hy is die een wat regeer. Al lyk dit nie vandag vir jou so nie. Al lyk dit vir jou so bietjie die mekaar. God is fyn besig om alles te beplan, sodat ek en jy kan uitkom by die plek van sy teenwoordigheid. God het jou vandag hiernatoe getrek. En ek weet, miskien het jy vandag kerk toe gekom en dit is Goeie Vrydag. Dit is 'n goeie ding om te doen as 'n mens, om op Goeie Vrydag kerk toe te gaan. Ek wil vandag vir jou sê, die Here het jou hiernatoe geroep. Hy het jou hiernatoe getrek om vir jou te sê, hy het jou baie lief. En hy wil hê dat jy die pad saam met hom moet stap. Hy het die pad vir jou voorberei. Hy het die pad vir jou voorberei. Al wat ek en jy hoef te doen is, kom ons volg hom. Kom ons volg hom. Kom ons volg hom. Ons het almal nagmaal goedjies gekry. Wie het nie gekry nie? Is daar enigiemand wat nie nagmaal gekry het nie? Steek gou julle hande op, laat ons gou kyk. Almal gekry. Almal gekry. Band, julle kan so lank vorentoe kom. Jesus het gisteraand, baie jare terug, het hy saam met sy disippels in 'n vertrek gesit. En die Engelse woorde is the last supper, het hulle gehad. Die laaste ete wat hulle saam gehad het voor sy kruisdood. En terwyl hulle so sit, vat hulle die brood, en Jesus vat die brood en hy sê, hierdie is my liggaam. Is gebreek vir julle. Is gebreek vir die mens. Sodat elkeen 'n verhouding met hom kan hê. Sodat as jy siek is, dat jy genesing kan kry. As jy deur emosionele goed gaan, dat jy genesing kan kry. As jy deur wat ook al gaan, kan jy genesing ervaar. Gees, siel en liggaam. En toe op 'n tyd toe hulle klaar geëet het, toe is die beker daar met die wyn. En Jesus sê, hierdie is my bloed. Drink daarvan. En Jesus se bloed is vir my en vir jou gestort. Nie sodat ek en jy vandag nagmaal kan gebruik en ietsie kan drink net om die broodjie af te sluk nie. Maar sy bloed het vir my en vir jou gevloei sodat ons vergifnis kan kry van sonde. Sodat ek en jy die ewige lewe kan beerwe. Sodat daar vloeke wat oor ons lewens is, afgebreek kan word. Sodat witchcraft wat oor jou lewe miskien uitgespreek is, gebreek kan word. Sodat elke binding wat die vyand na jou toe kom en in jou sielsdimensie wil hy jou bind en vir jou sê jy's niks werd nie. En hierdie ketting sit vasgemaak in jou lewe. En jy voel jy kan nie deurbreek in die lewe nie want jy's vasgebind. Jesus se bloed het gevloei sodat ek en jy kan losbreek van dit. Sodat ek en jy vrygemaak kan word van die bindings van die vyand. En in totaliteit kan ek en jy gees, siel en liggaam vry wees deur dit wat Jesus vir my en vir jou aan die kruis gedoen het. So vandag gebruik ons nie net hierdie nagmaal net as 'n tradisie of as 'n
kom ons dis nog 'n ding wat ons moet doen nie. Ek wil amper so ver gaan om te sê, hierdie is nie eers 'n simbool nie. Hierdie is 'n werklikheid wat vir my en vir jou daar is. Jesus sê, hierdie is my liggaam. En soos wat ek en jy hierdie broodjie vat en ons dit eet, dan word ek en jy deel van 'n groter liggaam. Ek en jy neem deel aan dit wat God vir my en vir jou kom gee het. Dit bind ons aan mekaar. Die liggaam van Christus is gebreek. En so het die liggaam kleiner en kleiner geword, sodat elke persoon wat ooit leef in die gees kan deel hê daaraan. En soos wat ek en jy hierdie broodjie vandag vat en ons dit eet, sê ons vir mekaar, ons is liggaam. Want Jesus se liggaam word nou deel van ons. So ek wil hê, die band het voor die tyd het ons nagmaal gebruik, want ons wil hierdie liedjie wil ons bedien. En ek wil jou uitnooi, dat as jy klaar hierdie broodjie geëet het, ons gaan so 'n bietjie tyd spandeer met die nagmaal vandag. Dan wil jy met saam sing, en dan op 'n kol sal ek wys, en dan gaan ons die wyngedeelte gebruik. Maar voor jy dit gebruik, kom ons luister gou eers die eerste vers. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. With love you came and gave amazing grace. He's worthy. Amen. Ek wil hê dat ons hierdie broodjie moet vat en dit saam gebruik, terwyl die band aangaan om te minister. Wil ek jy net daar vir so 'n oomblik, dat jy en die Here met mekaar praat, en sê, Here, dankie vir u liggaam. Kom ons gebruik dit saam. Sy bloed het vir my en vir jou gevloei. En daarom het ek en jy toegang tot God se teenwoordigheid. Hierdie wyn, hierdie bloed van Jesus maak vir my en vir jou geregtig. Dit bring ons in 'n ander dimensie en dit bring ons in 'n ander vlak in. Dit bring ons in 'n totale eenheid met God. Bloed gee lewe. En so kom Jesus en sy bloed vloei vir my en vir jou, sodat ek en jy lewe kan hê. En dan sê hy dit in Johannes 10 vers 10. Lewe in oorvloed. Dit beteken nie meer geld nie. Dit beteken 'n diepe verhouding met God. 'n Totale oorvloed van sy liefde in ons lewe. So ek wil hê vir hierdie oomblik, kom ons staan. Kom ons staan saam in eerbied en respek en in honor tot ons koning. En ons sê vandag vir die Here, Here, dankie dat u bloed vir ons gegee het. Dankie dat elke druppel vir my gevloei het. Dat al het dit 2000 plus jaar terug gebeur, sy bloed het presies dieselfde krag vandag as enige ander tyd. Want God se lewe is lewe. Dit kan nie anders nie. God kan nie anders nie. Hy kan hom nie self keer as om vir my en vir jou lewe te gee nie. En deurdat ek en jy hierdie wyn drink, hierdie wyn, hierdie bloed, kom ons en ons sê, dankie Here. We honor you as King over our lives. En voor ons dit drink, wil ek hierdie vraag vra. As enige iemand vanmôre hier staan en nog nie Jesus Christus aangeneem het as sy persoonlike verlosser nie, dan wil ek jy moet net gou vir hierdie oomblik. Jy dien miskien al die Here vir 'n geruime tyd,
Maar jy het verkoud in jou lewe, jy het die gordyn toegetrek in jou lewe. Jy het nodig om die gordyn weer oop te trek, jy het weer nodig om deur die deur te beweeg, jy het nodig om weer by die kruis te kniel en te sê, Here, vergewe my van my sondes. Dan wil ek hê ons moet net hierdie oomblik gou vat, voor ons hierdie wyn drink, en sê, Here, vergewe my, maak my 'n nuwe skepsel. Here, dankie dat U my lewe kom vat. Dankie dat U my lewe kom herstel. Here, ek beweeg terug na U toe. Ek glo dat U is die Seun van God. Ek glo dat U die redder is van my lewe. Ek bely met my tong en ek glo met my hart dat U is die Seun van God. En daarom dank ek U, Heilige Gees, dat U nou kom woning maak in my lewe en dat U my help om elke dag te wandel soos wat Jesus wil hê ek moet wandel. As jy daai gebed gebid het, wil ek vir jou sê, welkom in die familie van Jesus Christus. Welkom in die koninkryk van God. Welkom by jou deurbraak vanoggend. Welkom in die teenwoordigheid van God. En so sê ons vandag vir Jesus dankie en ons eer hom vir sy bloed. Kom ons gebruik dit dan saam as liggaam. Here, ons wil vandag vir U kom eer. You are high and lifted up. U het gesterf sodat daar vandag 'n oes kan wees van siele, van manne en vroue wat nader beweeg aan U. Seuns en dogters wat vandag 'n besluit kan maak en kan sê, Here, ons wil U volg. Want U het vir ons 'n pad oopgemaak. U het vir ons 'n new life-giving pad gegee. 'n Pad wat na U teenwoordigheid toe lei. 'n Pad wat na 'n lewe van oorvloed toe lei. En ek wil vir U dankie sê, Here. Dankie dat ons kan feesvier dit wat U in ons lewe kom doen het. Amen. Ontvang die seën van die Here. Ons gaan Sondagoggend weer 9:00. Onthou, vandag is nie Sondag nie, dis Vrydag vandag. So Sondag gaan ons celebrate. Want dis waar ons koning opgestaan het en totale oorwinning gekry het oor die vyand. Amen. Die vyand het gedink hy het oorwin. Maar ek hou van daai stelling. But Sunday is coming. Yeah. Glij my stem. Sunday is coming. Woo! So ek wil hê dat elkeen van julle iemand moet saambring Sondag. Want ons gaan celebrate. Want daar's een steen wat weggerol is, sodat ons elke dag op die rots ons lewe kan bou. Ontvang die seën van die Here. Whenever Aaron and his sons bless the people of Israel in my name, I myself will bless them. En ek wil hê dat jy vanmôre hierdie seëngebed moet hoor. Nie met my stem nie, maar met God, wat dit verklaar oor my en jou lewe as kinders van God. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Here, dankie dat ons as vriende en familie hierdie dag kan saam celebrate. En ek bid, Here, soos wat ons nou hier uit mekaar uitgaan, dank ek U, Here, dat ons nog steeds deel is van een liggaam.
Dat ons nog steeds deel is van u koninkryk, dat ons nog steeds deel is van u lewe wat u vir ons gee. Heilige Gees, dankie. Dankie dat u saam met ons beweeg. Dankie dat u nie in hierdie plek agterbly nie, maar dat u saam met elkeen van ons beweeg. Want as gevolg van die deur wat Jesus vir ons oopgemaak het, as gevolg van die gordyn wat weggetrek is, het die Heilige Gees in ons kom woon. En nou kan ons die tempel van die Heilige Gees wees. Ons loof u, ons eer u, ons prys u. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. Baie dankie dat jy ons audio boodskap geluister het. Mag die Here jou ryklik seën. Besoek gerus ons webwerf by www.liginlewe.com.